Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Lees ons vanaand uit Efesiërs 3 vers 20 tot 4 vers 6 en die woord van God kom uit die ESV vertaling. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. As ek vir jou vra om jou beursie uit te haal en vir my sê hoeveel membership cards jy binne in jou beursie het, sal jy saam kry, sal jy skaam kry? Dis 'n vraag. Ek sal myself oop en blootstel en my beursie gou vir julle uithaal om vir julle 'n goeie idee te gee van hoe baie membership cards ek in my beursie het. Okay. My beursie. Extra savings card van Checkers. Woolies rewards card. 'n Builders kaart. Pretoria High School Old Boy Squash membership card. 'n Smart Shopper Pick n Pay kaart. 'n Dis-Chem kaart. 'n Spar kaart. Spar wil ek met 2 hê, so ek het 'n loyalty kaart by hulle. 'n Clicks Club kaart. 'n Cotton On Perks kaart en 'n Makro kaart. Dit is al die membership cards wat ek in my beursie elke dag ronddra. Ek gebruik nie een van hulle elke dag nie. Ek gaan dit daar los. Elkeen van hierdie organisasies sal sê ek is op een of ander manier 'n member by hulle, right? Hulle sou sê jy het iets geteken, jy het jou ID vir hulle gegee, nou weet hulle wat my details is. En nou is ek 'n member by hulle. Van hierdie redes, soos die Pretoria Old Boys Squash Club, is dit omdat ons iets in gemeen het. Ons is lief vir squash. En ek het 'n plek gesoek waar ek kan squash speel deur die week. Maar baie van hierdie kaarte is transaksioneel, right? Ek word 'n member deur om iets te gee, of by hulle te koop, en daardeur kan ek kry wat ek wil hê. Maar eintlik is dit ook om net my gang te gaan en aan te gaan met my lewe. Om 'n membership by 'n gym te hê beteken nie dat ek enigiemand by Planet Fitness hoef te ken nie, right? Dit beteken ook nie dat ek regtig gereeld hoef Planet Fitness toe te gaan nie. Hulle gaan nie omgee nie, solank ek net my membership fees betaal. En so, ons idee van membership is nie super committed nie. Ons kan redelik loosely connected wees met die fellow members van hierdie organisasie. Ons hoef nie regtig mekaar te ken nie. In die geval van al daai kaarte is dit baie consumeristic. En die eindgoal is om net aan te gaan met die res van my lewe. Want vir meeste van hierdie kaarte het ek opgesign sodat hulle my kan opvra of ek deel is van hulle membership loyalty programs. Vir ten minste 4 van daai kaarte het ek dit gedoen omdat hulle specials gehad het op chips. Net as jy 'n member is. Maar julle,
In my beursie het ek nog 'n kaart. Sien julle, dit is Ligpunt se membership kaart. Dit is nie. As julle mooi kyk, die mense wat voor sit, kan julle sien ek het dit net vinnig geteken. Ligpunt het nie 'n membership kaart nie. Die naaste wat ons gekom het is om 'n parkeerkaartjie vir mense uit te deel om daar by Fintech te stop. Ek weet nie of enigiemand van julle dit het nie. Maar dit het my gelaat met 'n vraag. Hoe verstaan ons kerklidmaatskap? Behoort ons kerklidmaatskap te verstaan op dieselfde manier wat ons al daai memberships verstaan? Funksioneer dit op dieselfde manier? Vir daardie rede, hierdie reeks, die liggaam van Christus. En vanaand se teks gaan ons help inkleer hierdie volgende vraag. Hoe behoort ek kerk en kerklidmaatskap te verstaan? Ons is besig in die boek van Efesiërs. En vir die volgende 3 weke gaan ons spesifiek kyk na Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Maar om hierdie 16 versies reg te verstaan, is dit regtig baie belangrik vir ons om bietjie na die groter argument van Efesiërs te kyk. Efesiërs kan opgebreek word in 2 groot stukke. Hoofstuk 1 tot 3 is die indicatives. Ek is nie seker wat dit in Afrikaans is nie. In ander woorde, die stellings, die doktrine, dit wat waar is, stellings. En in hierdie 3 hoofstukke verduidelik Paulus die glorieryke roeping van die kerk. En dan in hoofstuk 4 tot 6 is die opdrag. Hoe hoort die kerk hierdie roeping dan uit te lewe in ons daaglikse lewe? Dit was vir my baie opvallend geweest dat in die boek van Efesiërs daar 41 opdragte is. Paulus wat sê, doen dit, of wees dit. Van daai 41 opdragte kom net 1 opdrag voor in hoofstuk 1 tot 3. Die res, die 40 ander, kom nou in hoofstuk 4 tot 6. En dis belangrik, want dit kommunikeer net op sigself 'n evangelie waarheid. Die evangelie vertel ons eers altyd wie ons is in Christus. Wat Christus vir my en jou gedoen het. Wie God ons gemaak het, voordat dit enigiets sê van wat ons moet doen. En dit sê nooit ons moet hierdie dinge doen om dit te verdien nie, maar eerder in reaksie op dit wat God gedoen het, lewe so. Maak dit sin? Ek dink dit is 'n ongelooflike waarheid wat ons hier sien. Dis presies dieselfde wat ons vanaand gaan sien. Paulus gaan ons roep na iets toe, maar selfs dit is gegrond in dit wat God eerste gedoen het. Die ander belangrike ding wat ek wil hê ons moet sien in konteks, is die volgende vers in hoofstuk 1 vers 22. As jy 'n Bybel het, kyk asseblief saam met my. Dit sê, and he, that is God, put all things under Christ's feet and gave him as head over all things the church, which is his body. Eenvoudige punt daar is dat die kerk die liggaam van Christus is. En Christus is die hoof van hierdie kerk. Die liggaam, die kerk, verteenwoordig Jesus hier op aarde. En ons gedeelte begin, soos wat ons nou die shift maak van hoofstuk 1 tot 3 na 4 tot 6, ons begin met die fundamentele ding wat nodig is om te wandel op 'n God verheerlikende manier. En dit is eenheid. Dit is waarna ons gaan kyk vanaand. Eenheid. Die manier hoe ek wil hê ons moet kyk na die teks vanaand is in 3 punte. Die glorieryke roeping van die kerk. Tweedens, hoe wandel ons in daai roeping? En derdens, hoekom? Wat is die motivering?
Die glorieryke roeping, hoe ons wandel en hoekom, wat is die motivering? As jy jou blaadjie voor jou het, asseblief hou dit daar, of hou jou Bybel oop. Ek wil hê julle moet sien dat wat ek sê vanaand, is nie my eie woorde nie, dit is God se en uit sy woord uit die Bybel uit. Die eerste ding wat ons na gaan kyk, wandel waardig die roeping van die kerk, die glorieryke roeping van die kerk. Kyk saam met my 4 vers 1, Paulus sê, Therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Daai therefore is krities belangrik. Dit is die skaniervers tussen hoofstuk 1 tot 3 en 4 tot 6. Ek het dit in die konteks verduidelik. Hoofstuk 1 tot 3 het duidelik gemaak wat die roeping van die kerk is en daarom wandel waardig daardie roeping. Lewe volgens daardie roeping wat reeds waar is van jou. En so ons moet vra, wat is daardie roeping wat op die kerk geplaas is? Hoofstuk 1 het ons dit reg in die begin gesien waar Doepies vir ons die call to worship gelees het, waar God gekies het om ons aan te neem. Nog voor die fondasies van die aarde gelê was, het hy ons gekies om syne te wees, om heilig te lewe voor sy aangesig. Hoofstuk 2 sien ons hoe Jesus ons kom versoen met mekaar en met God in homself. En dan hoofstuk 3 vers 21 het julle daar op die blaadjies. Dit sê die volgende: Therefore to him, dit is God die Vader, be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Die kerk se uiteindelike roeping is om glorie te bring aan God. John Stott, wat ek baie gelees het hierdie week, sê die volgende, hy sê, God desires glory in the bride, dit is die kerk, and in the bridegroom, Jesus, in the community of peace and the peacemaker. Dis 'n ongelooflike waarheid. Dit is soos wat ons God sien en dit wat hy vir ons gedoen het, dat ons harte verander sal word om te lewe op 'n manier wat waardig lyk van wat hy gedoen het vir ons. Dit is hy wat nog voor die begin van tyd vir my en jou gekies het. Deur Jesus het God die mens met mekaar en homself versoen. Jesus het ons almal verenig met homself. En so die vraag is, hoe lewe ons dan op daardie manier? Hoe lyk 'n wandel wat waardig is aan hierdie groot roeping? Dit is ons tweede punt. Vers 2 en 3. Paulus gaan dan aan en verduidelik hoe. Wat is die fundamentele ding wat nodig is? Eenheid. Hoofstuk 4 vers 2 sê, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Vers 3 is belangrik daar. Hier is die groot ding, eager to maintain the unity of the Spirit in the bonds of peace, doen dan vers 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Die manier om waardig te wandel is deur om om die eenheid van die kerk te bewaar. Omdat die kerk 'n liggaam is. Dit is 'n groot prentjie wat ek wil hê ons moet vanaand 'n bietjie tyd in spandeer. Die kerk word beskryf as 'n liggaam. Ons sien dit in hoofstuk 1 vers 23, hoofstuk 3 vers 6, hier in hoofstuk 4 vers 4, in hoofstuk 4 vers 16, in hoofstuk 5 vers 23 en in 5 vers 30. Okay, so groot belangrike prentjie. Die kerk is 'n liggaam.
En ek dink hierdie verstaan van kerk maak ons verstaan van lidmaatskap of in die Engels membership radikaal anders. Right? As ons dink aan membership of lidmaatskap, dit kom van die woord ledemaat af. Wat is 'n ledemaat? Dis 'n arm wat deel is van 'n liggaam. A member of the body dis nie in hierdie sin 'n organisasie ding nie. Dit is jy wat deel is van 'n liggaam. Jy's 'n arm en jou arm is verenig aan 'n hand en aan die res van die lyf. Dis 'n behulpsame prentjie om ons verstaan bietjie duideliker te maak, right? Jy is verbind met mekaar as 'n liggaam en dit is kategories anders as hoe ons normaalweg membership verstaan. Die kerk is nie 'n organisasie nie, die kerk is 'n liggaam. En so kom ons dink vir 'n oomblik saam, hoekom is dit belangrik vir 'n liggaam om in eenheid te beweeg? Om in eenheid te funksioneer. Dink aan jou eie liggaam. Hoe belangrik is dit nie dat elke ledemaat van jou in eenheid funksioneer nie? Daar's 'n ongelooflike hoeveelheid dinge wat ons kan regkry as ons liggaam reg werk. Hierdie jaar het ek vir die eerste keer begin squash speel en ek dink ek het al vir meeste van julle gesê hoe baie ek dit geniet. Daar is 'n ongelooflik baie dinge wat my liggaam moet reg doen om te kan squash speel. Right? Die balletjie kom na my toe van die muur af. My oë moet daai balletjie sien. Daai syne na my brein te stuur. My brein moet sê hoorie in 'n sekond gaan die balletjie daar wees. So jy wat my brein dan doen, stuur syne na my bene toe en na my arms toe om te sê wees daar dan en kry die balletjie. Right? Daar is ongelooflik baie dinge wat moet gebeur. My liggaam moet in eenheid funksioneer om daai squashballetjie te slaan. Dink wat gaan gebeur as my brein die verkeerde syne stuur aan my liggaam. Ek gaan in die muur vashardloop en ek gaan my pel in die gesig slaan met die raket. Dit gaan chaos wees. Een stapie verder is as my arm ewe skielik besluit, hoorie Stefan, ek wil nie meer deel van jou liggaam wees nie. En dan val hy net plat. Hy het besluit nie, hy is klaar, hy wil nie meer deel van die liggaam wees nie. Dit gaan dramaties wees. Ek gaan ook nie kan squash speel nie. Nee. Ek dink dit is 'n behulpsame prentjie van hoe ons die belangrikheid van eenheid in die liggaam. Dit is so krities, dit is so krities dat jou liggaam in eenheid beweeg, net soos wat dit so krities is dat die eenheid van die kerk saam beweeg. En anders as 'n organisasie wat jy by aansluit en membership baie ligtelik kan opvat, en baie loosely connected kan wees met mekaar, is die liggaam van Christus anders. Want die kerk is nie 'n gebou nie. En so, hoekom is dit belangrik om op 'n formele manier te commit tot 'n plaaslike kerk, soos byvoorbeeld ons wat hier die verbintenis onderteken? Wel, ek dink die punt hier is, jy moet deel wees van 'n liggaam om in eenheid te kan funksioneer met daardie liggaam. Jy moet deel wees van die liggaam. 'n Ledemaat wat nie deel is van die liggaam nie, kan nie in eenheid lewe nie. En dit is 'n verkeerde verstaan wat dalk van ons hier het, wat sê, hoorie, okay, maar ek is deel van die kerk met 'n groot letter K wat van 2000 jaar terug af bestaan het en wat gaan bestaan het. Ek is deel van die kerk. En so ek hoef nie deel te wees van 'n plaaslike gemeente nie. Ek wil jou uitnooi om te sien dat Paulus altyd skryf aan die konteks van 'n plaaslike gemeente. Daai dinge kom altyd terug na hoe dit op on the ground level uitspeel, right?
in die plaaslike kerk. En so kortliks, die manier hoe ons die eenheid te bewaar is wat Paulus sê dan in vers 2. Gee jouself vir humility, vir patience, vir bearing with one another in love. So kom ons hardloop gou vinnig deur daai dinge. Nederigheid. Nederigheid. En die teenoorgestelde van nederigheid is selfverhoging. Ons kultuur raai ons aan om te sê, verhoog jouself, pamper jouself, dink eerste aan jouself. Het julle geweet dat die woord nederigheid regtig nie 'n lekker woord was vir Paulus se konteks nie. Die Grieke het die woord nederigheid gesien as iets sleg. Dit was iets wat vir slawe was. En hier gebruik Paulus en sê, hoorie, wees nederig. Hoekom? Want nederigheid plaas iemand anders hoër as wat jy jouself ag. Dit is nie selfgesentreerd nie, dit is nie selfverhogend nie. Ek het 'n quote raak gelees van Tim Keller wat van julle dalk mag gehoor het. Dit gaan hier op die skerm wees. Ek dink dis behulpsaam. Hy sê, the essence of gospel humility is not thinking more of myself or thinking less of myself. It is thinking of myself less. Ek gaan 2 sekondes gee, as jy dit self wil uitfigure. Ek dink dis behulpsaam. Die volgende ding wat ons gaan raak sien, sagmoedigheid, gentleness. Daai gaan gepaard met selfbeheersing. Gentleness is nie om te sê hoor ek is 'n swak persoon nie. Gentleness is juis die teenoorgestelde om te sê ek is gegrond in wie ek is en wie ek is voor God, dat ek nie hoef met mense te kommunikeer asof ek bo hulle staan, asof ek moet vir hulle wys wie ek is nie. Gentleness gaan saam met sagmoedigheid. Dit is dieselfde woord. Gentleness is 'n rustigheid in wie jy is. Net soos patience, geduld. Ons het nodig as 'n gemeenskap om mekaar te verdra, om uitdagings en frustrasies te verduur en te verdra oor 'n lang tydperk, lank moed te hou, lankmoedigheid. En dan laaste op hierdie lys is liefde. En liefde is 'n werkwoord, dit is 'n doen, dis meer as net 'n emosie. Liefde is om konstruktief die welsyn van ander te soek en die beswil van die gemeenskap op jou hart te dra. En daarom verduidelik Paulus liefde as liefde het hierdie binding property. Dit word geselebreit as hierdie ding wat 'n band bou. En weer eens hoort ons hierdie te hoor in die konteks van 'n kerk. Die liggaam wat hierdie eenheid kan uitlewe. Dit is net in ware gemeenskap waar jy hierdie dinge kan exercise, waar jy dit kan oefen. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. As ek alleen is dit vir my baie maklik om te sê, hoorie, ek is die mees nederigste persoon in die kamer. Want ons niemand anders daar nie. Dit is baie maklik om te sê, hoorie, ek kan die vrede behou as die vrede nooit getoets word nie. Maar 'n ledemaat wat nie deel is van die liggaam nie, is in groot gevaar. Dink aan 'n arme persoon wat per ongeluk sy vinger afgesny het. Daai vinger kan vir 'n klein tydperk op ys nog lewendig bly, maar as hy nie teruggewerk word vinnig in die ER nie, dan gaan daai vinger doodgaan. En so om te wandel in gemeenskap en om ingeplug te wees by gemeenskap is belangrik. Maar as jy enigiets soos ek is, dan vra jy jouself af,
hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik om na al hierdie dinge om te sien en te doen en na te kyk wanneer ons wêreld en ons gemeenskap en selfs myself redelik gebroken is. Ek sukkel om hierdie dinge te doen. Ek sukkel met nederigheid. Ek sukkel met sagmoedigheid. Ek is nie baie patient nie. Ek hoop jy vra vir jouself ook daardie vraag af. En so die vraag wat ons hier aan die einde, die derde vraag wil vra is, hoekom? Hoekom hoort ons hierdie dinge te doen en wat is nodig? Wat kan vir my die petrol gee om dit in die eerste plek te doen? Dit is ons derde punt. Die antwoord is dat ons onsself herinner aan wie hierdie eenheid geskep het. Jy moet dit nie mis nie, vers 3 roep ons om, kyk saam daar, om daardie eenheid te bewaar, te behou, te maintain. Dit sê nie ons moet hierdie eenheid create nie. Die eenheid wat ons nou het in die liggaam van Christus is iets wat God gedoen het. Dis iets wat God gedoen het in Jesus deur die Heilige Gees. En ek glo as ons dit verstaan, sal ons die motivering hê, die hoekom hê vir wanneer ons sukkel, waar ons voel ons het nie krag vanuit onsself nie. En wanneer ons sukkel om eenheid na te jaag. In daai oomblik herinner ons mekaar van die evangelie. En so kyk asseblief saam met my hoofstuk 4 vers 4 tot 6. Ek lees dit vir ons. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Daar is 7 one statements in hierdie 2 versies en daar's baie dinge wat ons hier oor kan sê, maar die enigste ding wat ek wil hê ons moet raak sien, die grootste ding wat ek wil hê ons moet raak sien, is sien julle dat hierdie eenheid gebaseer is, fundamenteel is die drie enige God hierby betrokke. Kyk saam daar, sien julle, one Spirit, one Lord, one God and Father. Die eenheid van die kerk is gebou op die eenheid wat daar is in ons God. En die 4 ander ones vergelyk met God. Eerstens, there is one body and one spirit. Net soos wat 'n normale liggaam net een gees het, is die kerk net een liggaam, want daar is net een Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat lewe gee aan hierdie liggaam. En omdat ons almal aan dieselfde Heilige Gees deel het, is ons een liggaam. Tweedens, the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism. Sê Jesus is ons enigste hoop. Hy is die een in wie ons glo. Dit is in hom alleen waarin ons geloof plaas. Hy is Here, hy is koning. En hy is die een wat gesterf het vir ons. En laastens, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Daar is net een Christen familie, want daar is net een God die Vader. En hy het dit goed gedink om hierdie kerk te laat plaasvind. En so, hoekom gee hierdie ding, hierdie verstaan vir ons petrol? Ek gee hier 'n illustrasie. Ons was almal in die situasie al gewees waar ons probeer connect, probeer verhouding bou, of ten minste net 'n geselskap aanknoop met iemand, maar ons sukkel so bietjie om traction te kry in daai gesprek. Ons sukkel om te weet wat om volgende te sê, of wat om volgende te vra. Dit voel net nie asof ons iets in gemeen het nie. En so dan praat ons oor iets wat ons weet ons in gemeen het. Ons praat oor die weer. Right? Dis lekker koud vandag. Maar sodra jy
daai ding kry wat jy wel in gemeen het. Iemand drop casually 'n line van jou favorite Broadway musical in gesprek. Of veral in my geval, jy gee net 'n Lord of the Rings reference, nee? Dan weet jy, wow, ek het iets in gemeen met hierdie persoon. En jy weet, ek's united in hierdie ding, saam met daai persoon. Dan is dit bemoedigend. Dan weet jy waar jy kan praat. Dan weet jy kan 'n verhouding met hierdie persoon hê. Jy kan aanhou gesels, want ons het hierdie ding in gemeen. Om eenheid, om unity te skep, is onmoontlik. Maar om dit uit te vind, raak te sien, dit te ontdek, dit is 'n groot treat. En dan, wanneer dit moeilik is, dan weet jy kan terugval op daai eenheid. Jy weet jy kan teruggaan na daai ding toe wat jy in gemeen het. Hoeveel te meer is dit nie waar met Christus en sy kerk nie. God is die een wat eenheid gebring het in Jesus deur sy Gees. Hy het gekies wie deel is van hierdie familie, wie aan hierdie liggaam behoort. Ek en jy hoef dit nie te doen nie. En as ons in die liggaam, as ons wie in die liggaam van Christus gegrond is, weet ons, hy is die hoof van hierdie liggaam. Dit is 'n eenheid wat ons met elke liewe Christen in hierdie hele wêreld deel, dat Jesus ons God en ons koning is, wat hy vir ons gedoen het, dat hy vir ons gesterf het, dat God die Vader ons Pa is, dat ons almal dieselfde Gees het. En dis hier waar ons in Pretoria geroep word om dit dan uit te leef dag tot dag. Daai eenheid, daai prentjie van eenheid te wees wat reeds bestaan. Ek hoop deur hierdie 3 verse julle kan sien hoekom ons eenheid hoort te bewaar. Die goeie lewenstransformerende nuus wat my en jou in staat stel om in eenheid te lewe. Want ons God het dit goed gedink om hierdie eenheid te laat tot stand bring. Hy het ons gemaak en daarom is ons een. En daai eenheid vloei vanaf homself af, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis waarom ons altyd kan terugval. En so, hoekom is dit belangrik vir my en jou om op 'n formele manier aan die plaaslike kerk te verbind? Die antwoord is want dit is wat reeds waar is van jou. Jy is reeds deel van die liggaam van Christus. En so ons word geroep om te lewe dit wat ons klaar is. En so dis hoekom ons nodig het om aan 'n plaaslike kerk betrokke te raak. Ons word geroep om genuinely connected te wees, want Jesus het ons een liggaam gemaak. En dit beteken nie dat almal wat hier sit nou dadelik Ligpunt se memberships moet teken en sê ek is deel van Ligpunt nie. Ons het vryheid vir waar ook al ons geroep voel om betrokke te raak by wat ook al gemeente, maar maak seker dat jy betrokke raak, right? Dit is ongelooflik belangrik om as 'n ledemaat van Christus se liggaam betrokke te raak by sy vergestalting hier op aarde, die kerk, sy liggaam. Die rede hoekom dit so goed is vir ons, is want dit help ons verstaan ook wie ons is en waar ons hoort. As 'n kerk kan ons dan ook mekaar aanspreeklik hou om te sê, ons wil die eenheid bewaar. Ons wil commit tot hierdie dinge. Ons wil mekaar aanspreeklik hou om nederigheid na te jaag en sagmoedigheid na te jaag. En die verbintenis van Ligpunt is nie die verbond wat jy teken om te sê hierdie dinge is waar nie. Dit is eerder 'n recognition om te sê dit is wat God gemaak het, right? Dis net die verbintenis is net 'n erkenning van dit wat waar is van ons.
En so om alles saam te vat in een sin wat ons vanaand gesien het. Behou die eenheid in die liggaam, want God het in Jesus deur die Gees ons reeds met homself en mekaar verbind. En as ons verstaan dat ons 'n liggaam is dit vir ons krities belangrik om eenheid te koester en te behou. En daarom hoort ons te reageer op hierdie prentjie van 'n liggaam te sê, ek wil genuinely connected wees, ek wil iewers inskakel, ek wil hê iemand moet my aanmoedig om deel te wees van hierdie ding, want ons is een liggaam. Ek is deel van die liggaam van Christus. Kom ek bid vir ons. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die waarheid wat U vir ons vanaand bring uit die woord uit. Dat U ons een gemaak het. Here, daai ongelooflike waarheid wat ons gesing het, wat ons nou gaan sing, we are one. Here, dit is nie net iets wat ons sing nie, dit is iets wat U werklik tot stand gebring het. Dit is iets wat U deur U seun gekoop het. En dit is iets wat U deur U Gees tot stand bring. Ons dankie vir dit. Ons vra dat U ons sal help, soos wat ons in die dag tot dag en die week tot week saam as 'n plaaslike kerk as U liggaam lewe. Sal U vir ons die motivering gee, die petrol gee, soos wat ons sien wie U is en wat U vir ons gedoen het, dat ons sal reageer en met vrymoedigheid lewe, want ons wil lewe dit wat waar is van ons reeds. Here, en soos wat ons val en swaar kry, en soos wat ons dit nie reg kry nie, Here, sal jy asseblief ons terugroep, om ons te herinner, nee, dit is waar, jy is een gemaak. Here, kom doen hierdie werk vir ons, soos wat ons in hierdie week ingaan. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.